Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Geregtigheid sien mense anders. Dit sien mense as beelddraers van God. Een van die mees radikale waarhede van die Bybel is dat elke liewe mens geskape is in die beeld van God. Genesis 1 vers 27 sê: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. So dit beteken dat elke mens, ongeag geslag, status, ouderdom of ras, 'n ingebore waardigheid het wat van God af kom. En dit is onmoontlik om te verstaan hoekom God so ernstig is oor geregtigheid sonder om te verstaan hoe waardevol hy die mens, alle mense ag. Genesis 9 vers 6 help ons nog verder om hierdie idee te verstaan. Volgens hierdie teks word moord verbied omdat dit die beeld van God in 'n ander mens vernietig. Ons doen reg aan ander wanneer ons besef hoe heilig elke mens se lewe is. Dit vat egter werk van die Heilige Gees self om hierdie kopskuif in ons te bewerkstellig. Almal leef nie soos God ons geskep het om te leef nie. Almal glo nie eers dat God in die God wat hulle geskep het nie. Hoe kan hulle God se beelddraers wees? God se vingerafdrukke is egter gelos op elke liewe een van sy skepsels. In die Ou Testament se wette en profetiese uitsprake word die menswaardigheid van elke persoon sigbaar. Die vreemdeling, die weduwee, die wese, almal wat makliker misgekyk kan word, kry spesiale beskerming. Hoekom? Omdat hulle ook God se beelddraers is. Wanneer die volk van Israel hulle onderdruk of uitbuit, is dit asof hulle God self te nakom. Jesus bou op hierdie gedagte. Sy optrede teenoor mense is 'n lewende voorbeeld van hoe om die beeld van God in ander raak te sien. Hy raak aan melaatses. Mense sou nooit daaraan dink om eers naby aan hulle te kom nie. Hy eet saam met tollenaars wat deur die gemeenskap verag is. Hy laat kinders na hom toe kom en hy bevestig vroue as sy volgelinge. In Matteus 25 vers 40 sê hy: En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Om Jesus te volg verander wat ons in ander raak sien. Dit verander hoe ons ander behandel, hoe hulle praat, met hulle praat. God vra dat ons alle ander mense, maar veral die wat volgens die samelewing dit nie verdien nie, sal behandel soos wat ons Jesus self sou behandel. Ek wil nou sê, challenge accepted. Maar hierdie uitdaging verg baie versigtige oorweging. So Paulus sluit daarby aan wanneer hy in Galasiërs 3 vers 28 sê dat daar nie meer Jood of Griek, slaaf of vry man of vrou is nie, want ons is almal een in Christus Jesus. In Christus word die beeld van God in elke mens bevestig, sonder hiërargie of uitsondering. En so hierdie uitdaging is baie moeiliker as wat ons dink om dit wat ons skei verby dit wat ons skei te leer sien. So wat beteken dit prakties? Dit beteken dat geregtigheid nie by strukture begin nie, alhoewel dit tog daarin eindig, maar dat dit by 'n fundamentele manier begin op die manier waarop ons die mensdom raak sien en hanteer. Watter waardesisteem bepaal hoe ek ander sien en bepaal? Is dit die algoritme wat my prentjie van ander skep? Of is dit die waarheid van die woord van God wat bepaal hoe ek mense sien? As ek glo dat my buurman, die hawelose by die verkeerslig, die immigrant in my straat en selfs die persoon wat my irriteer, almal draers van God se beeld is, dan kan ek nie onreg teen hulle ignoreer nie. Jakobus herinner ons aan die gevaar van ons woorde, dat ons met die tong God loof en met dieselfde tong mense in die beeld van God gemaak
daarmee vervloek? Hoe kan ons God loof, maar terselfdertyd mense afbreek? Hierdie mense wat in sy beeld gemaak is. Dis 'n teenstrydigheid. En regverdigheid vra dat ons verder as onsself gaan. Dit vra dat ons mense met respek, sorg en waardigheid behandel. Dit vra ook dat ons sisteme en gewoontes bevraagteken wat sekere mense se menswaardigheid afbreek. Of dit nou rasisme, seksisme, uitbuiting van werkers of verontagsaming van die armes is. Die uitdaging vir ons as Christene is om nie net teoreties 'n idee van menswaardigheid te hê nie, maar dit prakties te leef. En dit kan begin met hoe ons oor mense praat, hoe ons hulle groet, of bereid is om ons ruimte met hulle te deel, vir die stemme waarna ons luister. Elke daad van geregtigheid is 'n bevestiging van iemand se waardigheid. Die Heilige Gees kan vir ons wys wie is daar in ons lewe, wie se pyn ons dalk ignoreer, wie is daar in ons lewe wat ons nie reg behandel. Kom ons neem 'n oomblik en vra vir die Here om vir ons uit te wys wie moet ons ophou ignoreer. Here, ons bid dat ons met 'n diep bewussyn deur die lewe sal beweeg, dat ander na U beeld geskep is. En ons bid, Here, dat ons nie die wat U nodig het, sal ignoreer nie. Amen.